Goeiedag almal, ek deel graag met ons 'n boodskap vandag en ek wil lees uit Psalm 1 van vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou wil ek ook vir ons lees uit Johannes 15. Johannes 15 vers 3. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Dan sê dit, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek gaan dit net weer lees. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, as jy Johannes 15 hoor hierso en jy lees in Johannes 15 wat Jesus sê, dan sê dit die volgende, hy sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly, dra vrugte. Met ander woorde, dis 'n stelling, dis nie 'n bevel nie, dis nie 'n aanmoediging tot vrugte dra nie. Hy sê, as jy in my bly, dan sal jy baie vrugte dra. En as jy nie in my bly nie, gaan jy nie vrugte dra nie. Hy sê, geen loot buite die wingerdstok kan vrugte dra nie. Hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Nou, ek weet in die verlede het ek al 'n soortgelyke boodskap gedeel, maar vanoggend is hierdie op my hart, en dis hoekom ek dit met julle vanoggend deel. Psalm 1 sê, ons moet soos 'n boom by 'n waterstroom wees. En as ons by 'n boom by 'n waterstroom is, gaan ons vrugte dra. Gaan ons voorspoedig wees in alles wat ons doen. So ons doel moet wees om 'n boom by 'n waterstroom te wees. Nou in Psalm 1 is die konteks van dit is om sy woorde te hoor en dit dag en nag te bedink. So om Jesus se woorde te hoor en dit dag en nag te bedink is wat maak dat ons 'n boom by 'n waterstroom is. Johannes 15 sê hy in vers 3, julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gegee het, of deur my woorde wat ek vir julle gesê het. So, en dan gaan hy aan en sê, julle moet in my bly, en dan sal julle vrugte dra, en as julle nie in my bly nie, gaan julle nie vrugte dra nie. So, dis 'n gevolg van om in hom te bly, of om nie in hom te bly nie. In Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is gekruisig saam met Christus. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar dis Christus wat in my leef. Nou, Christenskap en ware Christenskap gaan nie oor mense wat soos Jesus probeer leef of goed probeer leef nie. Dit gaan nie oor mense wat soos Jesus selfs probeer leef nie. Christenskap gaan oor Christus wat deur mense leef. So, ware Christenskap is Christus in en deur jou. Ware Christenskap is die Heilige Gees wat vrug dra in en deur jou. So, daar moet 'n verandering plaasvind van binne na buite. Daar moet 'n verandering in ons harte plaasvind, sodat Christus deur ons kan leef. Ek dink klomp, of baie Christene met wie ek praat, het hierdie fokus op verandering. So, hulle wil van buite af verander. Hulle wil so graag beter wees. Hulle maak dit hulle hele doel om beter mense te wees. En nou kan jy dink, dit is 'n definitiewe positiewe ding, dat as die mensdom maar net almal probeer net beter mense wees, dan sal dit 'n goeie ding wees. Maar dit is nog steeds nie wat God eintlik van ons vra nie. Hy wil nie jy moet net uiterlik probeer beter wees nie. Hy wil jou van binne na buite verander en op die ou en deur jou kom leef. En al hoe jy dit kan doen is deur vertroue op hom, geloof. So wanneer jy geloof het en wanneer jy vertrou op hom, dan leef jy in hom. En ek het al voorheen dit ook gesê, Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die hoor van die woord van God.
So geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord van God. So wanneer ons hoor, is ons besig om al hoe meer geloof en vertroue in ons harte te kweek. Ons begin al hoe meer op hom vertrou. Ons begin al hoe meer in hom glo. En dit is al hoe jy in hom kan leef. Daar's nie 'n ander manier nie. Ons lewe in die Nuwe Testament. Die fokus is geloof in Christus. Jy's nie meer op jou eie aangewese nie. Jy's nie meer soos in die ou verbond dat die klem op jou gelê het om die wet na te kom nie. Die klem lê nie meer op jou nie. Die klem lê op die feit dat jy op hom moet vertrou. Die klem lê op Jesus en wat hy gedoen het. En nou moet ons op hom vertrou en sy volmaakte werk. So ware Christendom is nie meer die fokus op jou om jouself te verander nie. Die fokus is op Jesus en wat hy gedoen het. En jy moet nou seker maak jy leer ken hom of jy hoor sy woorde tot die punt waar jy geloof in jou hart het dat jy op hom vertrou. En wanneer jy op hom vertrou, dan lewe hy sy lewe deur jou. So ons is nie geroep om sterker en sterker een kant van hom te wees nie. Ek verduidelik dit so vir mense dat as ons praat van geestelike volwassenheid, dan is dit heeltemal anders as die ontwikkeling van 'n mens. 'n pasgebore baba is totaal afhanklik van sy ma. En dan groei hy eintlik 'n bietjie in onafhanklikheid. En hierso by 18, 19, dan moet hy dan regtig waar nie meer optree soos hy gedoen het toe hy 'n paar maande oud was nie. So met ander woorde, daar's 'n groei wat plaasvind en die groei het te doen met 'n bietjie van 'n onafhanklikheid. Nou, geestelike groei is die teenoorgestelde. Jy begin 'n onafhanklike mens en jy word wedergebore in die gees, maar nou is jy nog steeds 'n onafhanklike mens. Nou word jy al hoe meer afhanklik, totdat jy weer is soos 'n pasgebore baba in sy ma se arms. Dit is ware geestelike volwassenheid. Dit is groei. Dit is hoe jy eintlik volwasse is in Christus. Hoe meer jy op hom vertrou, hoe meer geestelik volwasse is jy, hoe meer het jy gegroei. So, hier is die konsep van ware Christendom. En ek dink 'n groot deel van ons het dit gemis. 'n Groot deel van ons is soos daai loot wat een kant van die wingerdstok lê en probeer om daai vrugte te produseer. En dan stel jy jouself te leer, jy stel ander te leer, jy kom kort in alle opsigte, jy mis dit soveel keer en ja, dit hoe kan ek sê, ons gaan dit iewers mis, maar die punt is as ons leer op hom vertrou, dan gaan hy al hoe meer deur ons leef en dan gaan dit ook ons lewe aan die buitekant verander. So ons gaan ook al hoe minder dit mis, al hoe minder nie soos Christus optree in situasies nie. Maar tot tyd en wyl moet ons groei. En daai groei is ons moet groei in ons vertroue op hom. En dis belangrik. So jy moet groei in jou vertroue op hom. So as jy sien, jy kyk na jou lewe en jy sien vrugte waarvan jy nie hou nie. Jy tree op 'n manier, jy doen iets wat jy weet, dis nie wie jy is nie, dis nie wat jy wil wees nie, en jy's gefrustreerd met daardie vrugte. Dan gaan dit jou nie help om al daardie vrugte af te haal nie. Gestel jy het 'n vyeboom en jy wil al hierdie vye ontslaa raak van. Dit gaan jou nie help om jou hele dag te spandeer om vye af te haal nie. Jy het eintlik 'n nuwe boom nodig. So met ander woorde, jy draai na Jesus, jy begin op hom vertrou en die vrug van die Heilige Gees begin nou deur jou lewe sigbaar word. So nou het jy 'n appelboom wat appels dra. En 'n vyeboom gaan altyd vye dra. So dit help nie haal die vrugte af nie. Jy moet heeltemal leef uit 'n ander natuur. En die natuur is dan die Heilige Gees in en deur jou. Dis Christus wat deur jou leef. En dit is 'n eenvoudige vertroue op hom. Jy lewe om hom te ken, want as jy hom ken, gaan jy nie anders kan as om meer op hom te vertrou. En as jy op hom vertrou, dit is wat dit beteken om in hom te leef. Dis hoe jy in die wingerdstok leef. Dis hoe dieselfde lewe wat in die wingerdstok is, deur die loot vloei en dan die vrugte produseer. Dis hoe dit gebeur. Dieselfde lewe wat in die wingerdstok is, vloei deur die loot en produseer die vrug. Christus in ons.
Christus deur ons. Waar is Christendom? Is nie mense wat soos Jesus probeer leef nie, of goed probeer wees, of perfek probeer wees nie, maar ware Christendom is Christus wat deur mense leef. En dit is 'n totale transformasie. Nou, Jesus het wel gesê wat hy dink van 'n uiterlike verandering, of 'n uiterlike vertoon. En die Fariseërs het dit gehad, en hy noem hulle toe, julle is wit, hy sê wit gepleisterde grafte. Hy sê julle lyk mooi buite, maar binne is julle vol dood. Is julle dood. Full of death. Julle is dood. So binne is daar dood. En die buitekant lyk alles mooi wit, mooi kleur, maar is wit gepleisterde graf. So ons wil nie dit wees nie. Ons soek ware verandering, ons wil meer soos Christus wees. En ja, dit kan ons begeerte wees, maar ons moet nie daarmee, ons kan ons doel maak, ons wil meer soos Christus wees. Maar sodra jy jou tyd en energie daarin sit om meer soos hy te probeer wees, dan vertrou jy nie eintlik op hom nie. Jy probeer soos hy wees. Jy fake eintlik die vrugte. Jy sit fake vrugte daar, soos daai plastiek vrugte op jou ma se tafel wat dis meer soos decorations, wat is dit? Versierings. So dis nie ware vrug nie. So ons probeer dit eintlik aan die buitekant sit. En die Here het gesê, nee, vergeet daarvan, leef in my, dan sal jy baie vrugte dra. Leef nie in my nie, dan kan jy nie vrugte dra nie, en sonder my kan jy niks doen nie. Okay, so, wat moet ons vandag hoor? Ons moet draai na Jesus in totale afhanklikheid en sê, Here, ek wil lewe van elke woord wat uit u mond kom, want as ek dit doen, en ek het my fokus om u te ken en die woorde te hoor, dan gaan daardie woorde my verander, want dit gaan geloof in my hart sit, en as dit geloof in my hart sit, dan gaan dit my laat vertrou op God, en as ek vertrou op God, dan gaan ek baie vrugte dra. Jy sit jou fokus totaal en al op Jesus, en om hom te hoor, sy woorde, want sy woorde is gees en lewe, sy woorde is wat ons verander. Daar's 'n mooi voorbeeld van dit, waar Martha en Maria, Mary en Martha, so ek wil net gou seker maak, nou waar Jesus by hulle in die huis is, en Martha skarrel en sy maak alles reg, en sy kyk na haar suster wat net by die voete van Jesus sit, en sy's baie ongelukkig, en sy sê, kyk nou, sy help hy nie eers nie, Here, sê iets vir haar, en Jesus verduidelik iets vir Martha, hy sê, Martha, en ek gaan nou die Engels aanhaal, you are concerned about many things. Nou, die punt is nie, hy het nie vir haar gesê, Martha, jy moenie so werk nie, moenie help nie, moenie dit doen nie, hy het niks van dit gesê nie. Sy aantuiging was, sy is bekommerd en besorg oor baie dinge, en dit was haar probleem. Hy sê, and Mary chose the best part. So, Maria het by sy voete gaan sit, en volgens Jesus was dit die beste deel. Want Maria het by sy voete gesit, en Jesus het geweet, as sy na sy woorde luister, dan gaan sy geloof kry. En as sy geloof kry, dan begin die verandering, nê. So, uiteindelik van Martha gesê het is, as jy by my voete sit, dan sal daardie besorgdheid, daardie bekommernisse verdwyn, want my woorde gaan jou verander, want my woorde gaan geloof in jou hart sit. Is dit nie mooi nie? So, hy sê eintlik nie daar vir Martha, dis goed dat jy werk en sy niks doen nie. Dit is nie die fokus van daai stukkie nie. Die fokus is, Maria het by sy voete gaan sit, en sy woorde gehoor, en dat dit die mees belangrike ding is om te doen. So maak dit jou fokus, ek sê altyd, jy moet net een nuwejaarsvoorneme hê, en dit is om die woord van Christus eerste te stel. Spandeer tyd met Jesus in persoon, maak tyd om tyd te spandeer met Jesus, maar andersins in jou besige dag, elke nou en dan draai na Jesus, sê, Here, my hart is oop vir enigiets wat op die hart is, ek wil hoor, dan gebruik tegnologie, gebruik hierdie boodskap, en hoor dit, maar hoor dit oor en oor, totdat dit jou lewe word, totdat dit jou verander. Ek dink wat mense nie verstaan nie, is as julle ons boodskappe luister, wat ons hier opgeneem het. Ons persoonlik sal so boodskap
20, 30, 40 keer luister. En waar mense partykeer dink, okay, maar ek weet nou wat hy sê. Dit gaan nie oor inligting nie. Dit gaan oor die woord wat jou verander. So ons het geleer om te hoor terwyl ons hoor. Ons hoor Jesus se woorde en ek sien dit meer soos eet. Dis meer iets nader aan eet as wat dit is om informasie net te hoor. Ons hoor sy woorde en dit is soos brood, dit is soos lewe en dit verander ons en ons het dit nodig. So ek sal dieselfde boodskap oor en oor luister, want dit bly brood. Ek meen, 'n steak bly 'n steak, as jy hom eet jy hom, en dan geniet jy hom. So, jy gaan nie terug na die Spur of wat so restaurant toe ook al en sê, nee, ek het nou al daai steak geëet, ek gaan hom nooit weer eet nie, maar veral as hy lekker was, dan gaan jy hom weer eet. So, die woorde van Jesus is so, sy woorde is soos 'n feesmaal, wat ons by aansit. Dit is sy woorde, hy berei vir ons 'n feesmaal, volgens Psalm 23. Nou, as jy daai Psalm lees, dan sien jy dat die feesmaal wat hy voorberei het, in die teenwoordigheid van ons teestanders, daai feesmaal praat van sy woorde. As jy daarna kyk en besef, dit is die woorde van Jesus, dat wanneer dinge bietjie taaf gaan, dan berei hy vir ons 'n feesmaal voor. So, as jy wil oorwinning kry, dan eet jy. So, jy eet basies by die tafel. Jesus sê nie, gaan veg die duiwel en gaan veg dit en gaan veg daardie bekommernisse en gaan veg jou vrese en gaan veg. Hy sê nie gaan veg nie, hy sê kom sit by die tafel. Kom sit by die tafel, sodat jou teestanders sal moet toekyk hoe jy eet. Okay, so Psalm 23, ek gaan gou afsluit met dit. Dit is baie interessant, dit sê die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie, hy lei my by groen weivelde, wat weer eens praat van die skape wat eet. Hy bring my by waters waar daar rus is, en dan gaan dit weer aan, en hy sê, al loop ek deur 'n doodskade weer, sal hy by my wees, hy sal my nie verlaat nie. So, die eerste 3 verse is, hy lei my, hy lei my, hy lei my. Dan by daai versie sê dit, al loop ek. So, ek glo die herder lei jou nie in dit in nie. Dit is 'n gevolg van die lewe. Dit is 'n skaap wat daar ingeloop het, of as gevolg van omstandighede het jy in 'n moeilike plek beland. Ek glo nie die Here het jou spesifiek daarin gelei nie. Ek glo jy het as gevolg van die lewe en sy swaar kry, het jy daar beland. Maar daar sal hy by jou wees. Dan sê hy berei 'n tafel vir jou voor in die teenwoordigheid van jou teestanders. So terwyl hulle moet toekyk. So hy berei 'n tafel vir jou voor en dis jou oorwinning. So vandag onthou, Jesus het 'n tafel voorberei, gebruik die tegnologie, luister na preke wat Christus gesentreerd is. En as jy dit kan begin onderskei, gaan jou lewe regtig 'n drastiese verandering ervaar. Nie alle boodskappe wat ons uit die Bybel hoor, is Christus gesentreerd nie. So, en dis niemand se skuld nie, ek dink mense besef net nie, hulle preek eintlik met die mens in die voorgrond. Hulle motiveer die mens, hulle preek tot die mens, maar eintlik moet ons preek van Christus en uit Christus, en oor Christus. So dit gaan alles oor Jesus, gaan alles oor Jesus en wat hy gedoen het. So wanneer jy die boodskap hoor van Christus, wie hy is, wat het hy vir jou gedoen, wat het hy vir jou aan die kruis gedoen, wanneer jy dit hoor, dan verander jou lewe. En as jy kan leer onderskei, wat is die boodskap van net eenvoudige, sal ek sê, meer motivering tot 'n beter lewe, want dit is nie die ware evangelie nie, en dit gaan jou nie verander nie. Dit gaan maak dat jy jouself probeer verander. Maar as jy die boodskap hoor van Christus en wat hy reeds gedoen het, dan gaan dit jou verander. So as jy kan begin onderskei tussen daardie twee, dan gaan dit jou baie help. So kry jy boodskappe wat Christus gesentreerd is. Enige iemand wat dit preek, wat die kruis preek, Jesus, wie hy is, en die waarheid oor wie Jesus is vir jou openbaar, daardie tipe boodskap moet jy oor en oor hoor. En dit gaan jou lewe verander. Dit gaan letterlik jou lewe verander. En dis soos jy
wat net aanhou eet van hierdie geestelike kos. En daai kos, dis nie 'n natuurlike ding, jy word nie vol nie, meer jy eet, hoe hongerder word jy vir dit. Jy soek net dit, maar terselfdertyd, hoe meer jy van dit eet, hoe meer vervuld voel jy, omdat jy 'n lewe van geloof leef. Baie dankie julle, dis my boodskap van vandag, en sterkte vir die week, en mag die Here net sy goedheid en guns vir elkeen van julle wys in hierdie week. Amen.